Ons het op tred gespook. Ek het 'n topspan gehad in Mongolië. Petra, Maak het al so ietsie gesê, en dan Cheryl, maar ek gaan vir Petra gee, om so iets te deel van haar eie belewenis, terwyl ons daar was. Ja, ek moet nogal sê, dis nogal moeilik, om 'n ou se brein mooi in rigting te sit, want daar het soveel goed gebeur, 'n ou raak skoon skatterd brein met tye. Maar ek wil graag met julle 2 goed deel. Die een ding is liefde. Ons in Suid-Afrika is gewoond aan liefde. Want is iets wat amper in ons DNA loop. En eintlik in alle mense sin. Maar in Mongolië het boeddhisme en kommunisme liefde heeltemal doodgemaak. Daar's geen liefde nie. Ek kan nie vir julle sê hoe dit my geruk om dit te ervaar dat daar nie liefde is nie. Daar's nie liefde tussen 'n man en 'n vrou nie, daar is nie liefde tussen ouers en kinders nie. Ek weet nie hoe beskou hulle die geboorte van daai kind nie, of dit maar net 'n proses is nie. Ons was in 'n geer waar 'n boeddhistiese ou tannie gebly het. Sy is 'n familielid van een van die meisies wat op die bestuur is in Ulaanbaatar. Haar seun boer vir haar en dan het hulle 'n skaapwagter. Nou die ouetjie is baie jonk. Hy lyk 16, maar hy kan seker 20 wees ook. En hy was mank. En toe ons vir hulle by hulle gaan kuier het en hulle het vir ons kos gegee en deur 'n hele proses en ons het vir hulle gebid. Vra Roelof, maar hy sien hy's mank. Wat is fout met sy voet? En hy sê die volgende: toe ek klein was, het ek 'n baie ernstige besering aan my voet, my enkel gehad. Maar my ouers het geen tyd gehad om aandag aan my te gee nie. As dit vir jou 'n idee kan gee dat daar nie liefde is nie. Die eerste liefde wat hierdie mense ervaar is wanneer God in hulle hart inkom. En dis moeilik om dit deur te trek na hulle lewe toe. En omdat dit so moeilik is, kan hulle ook nie liefde ontvang nie. Dis moeilik om 'n geskenk van iemand te ontvang, want jy kan niks ontvang wat jy nie het nie. En dit het my geruk. En ons het net nou gesing, as God in ons lewe inkom, verander hy alles. En dis my gebed en dis wat ek vra dat julle sal bid vir Mongolië. Dat God se liefde soos 'n storm deur daai land sal gaan. 'n Gloed wat mense sal leer wat liefde is. En die ander groot ding wat my geruk het, is hierdie mense kan gee uit dankbaarheid. Weet julle, ons kom in huise, daai mense is arm, want kommunisme het daai mense arm gemaak. Hulle leef onder die broodlyn of op die broodlyn, maar niks meer is dit nie. Is net die top ouens wat geld het. Maar as jy in hulle huise instap, is hulle so dankbaar om jou te sien dat daar iemand van 'n ander plek ver van hulle af in die wêreld kon kom en genoeg belangstel in hulle om hulle te besoek. En dan oorlaai hulle ons met kos. Ek het nog nie so iets beleef nie. Dis koekies en melktee en dan kook hulle. Dan het hulle klaar gekook. En as jy klaar geëet het van dit wat hulle gekook het, dan bring hulle enigiets anders net om nog te gee. En baie keer het ek net vir die Here gesê, Here, gee hierdie mense al volgende week se kos vir ons. Wat bly oor in hierdie gesin se huis as ons daar uitstap? En dit het my geruk. Want dis die tipe mense wat hulle is. Hulle gee alles. As hulle na die Here toe kom, gee hulle alles. Hulle bedank hulle werk. Tsogi, Joy en Angie se pa het meer as 30 jaar terug het hy en sy vrou tot bekering gekom. En so lank al leef hulle net op die Here se voorsiening. Want hulle het besluit om die woord te verkondig aan hulle eie volk.
So dit is my hart, dis wat ek met julle wou deel. My hart is om Tsogi en NG Suid-Afrika toe te bring, om by 'n konferensie ons te kom bedien. Wat 'n ongelooflike ervaring sal dit nie vir julle wees nie. So bid saam met my, dat die Here vir ons daai geld sal voorsien, dat ons hulle kan invlieg van Mongolië af, en hulle kan bring, sodat julle kan ervaar wat ons ervaar het. Baie dankie. Dankie Petra. Ja, dit was regtig aangrypend. Wat ek kan sê, wat hulle definitief oorgehad het, is die dried curd. Ek dink is dik melk wat hulle uitdroog. Nou, ek sê altyd, ek eet alles, behalwe ek sukkel met 'n komkommer, maar komkommer is amptelik nou in die tweede plek. Daar is iets erger as dit. Dried curd. Jy verloor amper 'n tand om dit te eet in die eerste plek, en dan proe dit so suur, melk, vrotmelk, iets wat glad nie lekker nie. Nou ja, ek wil graag net so kort, dis so 3 minute uittreksel, wat Ochro, net sy getuienis van dit toe ons daar was. Dis Joyce se man, en hulle is op daai, jy ry 12 ure aan 600 km, so sleg is die paai. Ek wil net vir julle sê, Suid-Afrika het wonderlike paaie, hoor. Ek geniet dit, gaan groot, dit lyk nie oral so nie. En daar is niks, daar's nie eers bome nie. En hierdie mense het 'n gemeente in die hoofstad, en hulle het klare gemeente daar gaan plant, hulle het na die weste toe 'n gemeente geplant, hulle het van daar af nog 200 kilos, maar hulle sê, jy skryf 'n kar af om soontoe te gaan, so ons was nie soontoe nie, maar ek het dan die sendeling, daai 2 sendelinge ontmoet, ook 'n gemeente geplant. Hard om die evangelie te vat vir die onbereiktes. Nou kom ons luister gou na sy terugvoer. Hello everyone, greetings from Mongolia. I'm happy to testify to you about the last mission. And there is a healing and restoration. Many people come to preach and teach us, and they leave us. But you guys come here to understand us, to give us emotional and spiritual care, and we felt heard and understood. Praying and declaring the truth over the lies that we accepted in our lives were the most powerful time we had. We were amazed of how perfectly God chose the team members. Each one's story was an encouragement to us, and we felt genuine love from the team. Right before you guys came, we were into the clouds of doubt and discouragement that we wanted to run away from Choibalsan as soon as possible. Even though we didn't do much, we constantly felt out of energy, deep tiredness that drained our emotions. But after you came, you went, you left us in hope and peace, that no matter what happens, God is with us. The local pastor wives were relieved, lightened by your prayer ministries, and were deeply encouraged. Also, you were visited our elders' cell group meeting. A 91-year-old man who was suffering from stabbing pains in the back of his head and in his ears testified in next cell group meeting that he was healed after you prayed for him. Praise the Lord. We prayed together on the high ground of the city for the land, and we prayed to the Lord for the spiritual chains of this land to be broken and cast away. We prayed the oil poured on the hands of those who serve in this land, and we proclaimed that the spiritual walls of this land would be broken down under the Lord's authority, and that healing and deliverance would come. The Lord is Almighty. Thank you for what you have done to us, and thank you for bringing the powerful presence, deliverance, hope,
and love to us. It means so much to us. Thank you. Be blessed. Hier is die span, 4 van ons. En ek wil net sê, jy hoef nie te dink dat die gemeente betaal vir die kaartjies nie. Elke ou betaal vir sy eie kaartjies soontoe. Cheryl is van Amerika, die dame wat julle nou nie herken nie. Ongelooflike bediening. Sy spandeer 3 maande op 'n slag in Malawi. Ongelooflike bediening wat hulle daar het. In Oktober gaan jy 'n bietjie hoor oor haar storie, hoe sy daar uitgekom het. Diep geestelike vrou, ons het saam gebid vir mense en bedien. Nou, net om jou 'n idee te gee, dis hoe dit daar lyk, daar by Choibalsam. Daar's niks, daarom gaan niemand ook soontoe nie. Jy sien 'n groot deel van die dorpie daar in die agtergrond, ongerep, eintlik nogal koud. Is net ek wat so dikvellig is, wat nie 'n warm ding aangehad het nie. Hier is die span wat daar bedien en wat ons ook daar bedien het. Toe ek Joy en haar man hier ontmoet, seker 'n jaar terug, toe besef ek, hulle is op die punt om uit te brand. Moeilike omgewing, geestelike onderdrukking, die deel in Mongolië met die hoogste drankmisbruik, seksuele oordraagbare siektes, gebroke families in Mongolië, wat al reeds sleg is. So dit was regtig 'n voorreg om hulle te gaan bemoedig, en dit was vir my die ding, om by hulle uit te kom, en hulle te bemoedig en te kry om te staan. Onder andere met hulle gepraat oor, wat is die geheim van jou krag? Ek sal dalk nog eendag daaroor praat. Geweldige harde werkers, maar ek het besef, as iemand nie daar ondersteun nie, weet ek nie of hulle dit gaan regkry om te bly staan nie. Dankie vir julle gebede. Daar het hulle het nog 'n sterk bediening onder jong mense. Daar is 'n klomp skoolkinders wat na skool kom en dan kry hulle iets om te eet. Wonderlik gewees. Nou dit is Angie Tsogi, en dan die linkerkantste een is Angie Tsogi is haar pa, en dan Joy aan die ander kant. Hulle praat 'n beter Engels as ek. Ek weet dit sê nie baie nie, maar hulle praat regtig 'n baie goeie Engels. Ongelooflik, op 15 al matriek geskryf. Intellektueel, mense wat regtig 'n passie het, passievol vir die Here. Ek moes regtig met hulle praat en sê, jy kan nie net dag en nag werk nie, jy moet so af en toe, daarom ook net 'n goeie tyd. En ons het regtig dit gedoen, ons het saam met hulle gelag ook. Nou ja, ek moes net vir julle gewys het, julle geweet, jy kry 'n perd met 'n rolbaar. OK, 'n perd met 'n rolbaar. Ongelooflike ding, nogal 'n groot ding. Hulle het ons ewen op hulle laat klim en ry. En hierdie is 'n standbeeld, maak het gepraat oor Genghis Khan, wat 'n groot deel van die bewoonde wêreld in die 1300s oorwin het. So hier's 'n standbeeld van hom. Nou as jy nou 'n idee gee, ek gaan nou 'n foto wys waar ons op die ding se kop staan, op die perd se kop. Jy kan daar opklim en dan gaan jy met 'n dan pas ek nou 'n elevator op iewers in die perd, en dan stap jy daar by sy tot op sy kop. Daar is ek en Mark en Petra bo-op. Genghis Khan, hy's nogal 'n bekende ou. Nou, ek wil net vir julle wys, as jy nou na hierdie kaart kyk, dan kan jy nou sien Rusland, Mongolië, China. En waar in Mongolië was ons? Ons was tot hier op die kant, en dis aan jou regterkant, dis Choibalsam. Dis ook as iemand uit Noord-Korea vlug, moet hulle deur China, en dis hulle doelwit, dis waar hulle inkom. Dis ek wil amper sê die entry point is in Dornot. Almal gaan daar verby. Ek sal dalk nou 'n bietjie meer daaroor sê, en dan Ulaanbaatar is die linkerkantste rooi kolletjies. Ons was so in Mongolië. Nou ek moet vir julle hierdie wys. What did you do wrong to be sent to Elter Mongolia? Ons hierdie MP sien. Ek verstaan dit, want ek kon nie glo, jy ry, daar is geen drade, want hulle is nomadies, en geen bome nie. Ek sal maar nou nie uitbrei oor bome en koeie nie, maar dit was so dit is net so om vir jou 'n idee te gee van wat, maar vanmôre
wil ek graag met ons as 'n gemeente praat, as gelowiges. Want wat ek daar beleef het ook 'n boodskap. Ek dink dis profeties, ek dink dis noemenswaardig, ek dink as kerk van die Here Jesus Christus, is dit so belangrik, dat ons onderskei waarmee die Here besig is. En ek wil jou vandag vat, ek het al baie oor Openbaring gepreek, ek het ook 'n reeks gedoen, en dis amper hoe my reis begin het, na Mongolië toe. Dit kom na aanleiding van 'n 2 jaar studie wat ek in 2008, 9 en 10 gedoen het, en 'n reeks wat ek aangebied het, en oor verwikkelinge wat ek glo op die wêreldtoneel gaan afspeel. En dis wat my trek na daardie areas toe. Maar ek wil nie aan die voorkant van Openbaring begin nie, ek wil aan die agterkant begin. By Openbaring 19. In Openbaring 19 lees ons van die bruilofsmaal van die Lam. En ek wil amper sê dat die oploop van die kerkgeskiedenis, dit wat ek en jy vandag beleef, het 'n eindpunt, dit het 'n hoogtepunt. En daardie hoogtepunt is die bruilof van die Lam. En as jy Openbaring 19 sou lees hier vanaf vers 6, dan sê hy, ek het iets gehoor, soos die geluid van baie waters. Ek het iets gehoor so sterk donderslae, wat sê, halleluja! Die bruilof van die Lam het gekom, en dan sê hy, sy vrou het haar gereed gemaak. En dan sê hy die volgende, en aan haar is gegee om bekleed te wees, met rein, blink fyn linne, en hy sê, die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Ek glo dat as kerk is ons geroep as die bruid van die Here Jesus as Christus. Kan ek 'n amen hoor? Maar luister, 'n bruid trek haarself aan. Amen. Sy word versier. En ek wil hier aan die einde begin, want ek glo dat die Here my en jou roep om betrokke te wees by die mooi maak van sy bruid, om haar gereed te maak, om haar gereed te kry, en dis nie sommer net, ek sit Sondag in die kerk nie, dis 'n aksie, daar's dinge wat ons moet doen, ek en jy moet onderskei, waar lê die roeping van God in ons lewens, en ons kan nie daardie roeping mis nie. Ek wil daar begin. As ons dink aan Openbaring, dink baie mense aan van die beelde. Wie lees eintlik maar glad eerder nie Openbaring? Kan ek sien. Jy moet eerder nie jou hand opsteek. Maar ons vermy dit. Jy lees en dan dink jy, wat? Hier is van die diere, kom haal in vuur met bloed gemeng. Dit klink soos 'n bangmaak storie. Ek wil vir jou sê, baie van die vreemde goed in Openbaring is moontlik. Ons het dit nog net nie gesien nie. Ek sal nog eendag 'n reeks doen, en ek doen dit met baie prentjies, maar dis eintlik 'n lering oor Openbaring. En toe ek daaroor gepraat, gesê, Openbaring verstaanbaar en relevant. As ek vandag oor dit moet praat, sal ek 'n ander tema kies. En hier's 'n vraag wat ek jou wil mee konfronteer. Wat as Openbaring 'n padkaart is om die liggaam van Christus te help om die bruid van Christus te versier? Wat as dit nie net vreemde beelde is nie? Maar Jesus Christus wat sê, die hoogtepunt van Openbaring is die bruilof van die Lam, en dis nodig om my bruid gereed te kry vir daardie dag. As ek sou vra, wie weet wat is Jesus se eerste wonder? Waar het hy dit gedoen? Op 'n bruilof. Ek het vandag wil ek jou 'n interessante stukkie inligting. Jy geweet, sy laaste wonderwerk is ook op 'n bruilof. Openbaring 19.
Dink is 'n sterker tema as wat ons besef. Besef jy dat die kerk van die Here Jesus Christus, as Paulus in Efesiërs 5 praat, dan sê hy hierdie verborgenheid is groot, as hy praat oor 'n man en 'n vrou, hy sê ek sê dit met die oog op Christus en sy gemeente. Ek en jy is bruid van die Here Jesus Christus, en daar's 'n groot verskil tussen 'n huweliksuitnodiging en 'n huweliksaanbod. Daar's 'n groot verskil om te sê, hoorie, so sal jy asseblief die bruilof bywoon. Jy moet omtrent net opdaag en dan hom redelik aantrek. Maar 'n aanbod waar 'n man, weet nie of jy dit nog kan onthou nie. Gaan op sê. Weet nie hoekom lag julle nie. Ek weet dis maar die manne wat dink maar ek's nou nog op my knie, ek het nooit opgestaan. maar waar jou hand uitsteek en sê, wees deel van my lewe. Ek wil vir jou sê, Jesus Christus rig aan my en jou nie 'n uitnodiging, maar 'n aanbod. En 'n aanbod vra 'n gepaste reaksie. Aan haar is dit gegee om bekleed te wees met rein, blink, fyn linne. Wat as Openbaring vir my en vir jou wil sê, berei my bruid voor. Dan is dit 'n belangrike boek om te lees. En ek dink dit is prakties, as jy net hoofstuk 2, en ek gaan baie vinnig hierdeur hardloop, dis ook nie volledig nie, dis net so, as hy met Efese praat in Openbaring 2, ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat, is dit dalk nodig om weer die kerk se eerste liefde aan te wakker, dat ons weer besef, hierdie is nie 'n uitnodiging nie, dis 'n aanbod. As hy praat met Smyrna, ek wil nie praat met Smyrna nie, nie of het my reken, okay, daar is sy, terug is ons. As hy praat met Smyrna, hoor ons, hy vrees vir niks wat jy sal ly nie. Hy sê, wees getrou tot die dood toe. Hoe baie vrees ons? Is ons getrou? Hoe maklik word ons gemanipuleer en gedomineer om terug te staan? As hy praat met Pergabus, bekeer jou, ek dink is 'n boodskap wat ons gerus maar meer kan hoor. Prakties, 'n bruid wat haar gereed maak. Teatire, hou net vas wat jy het, totdat ek kom. Daar's soveel temas in elke gemeente. Wees wakker, versterk die wat oorbly. Hy praat met mense en is baie prakties. Hy praat met Philadelphia, jy het min krag, maar jy het my woord bewaar. En dan sê in die volgende vers, omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom. Waar gaan hy jou bewaar? Wanneer ek en jy as bruid voor die Here Jesus Christus staan, breek daar in hierdie wêreld 'n 7 jaar tydperk aan wat bekend staan as die groot verdrukking, en is nie omdat ek en jy verdruk word deur mense nie, dit gebeur deur al die eeue. Wanneer God opdaag en begin om hierdie wêreld te geregtigheid te oordeel. Dis 'n ander tipe verdrukking. Bybel sê van daai tyd, as die Here dit nie verkort het tot 7 jaar nie, sou geen mens dit oorleef het. Dankie Here, hy wil ons bewaar van dit. As hy praat met Laodicea, raai jou aan om vir my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy ryk kan word. Wit klere dat jy kan aantrek, die skande van jou naaktheid bedek, salf om jou oë te salf sodat jy kan sien. Hy praat baie prakties in Openbaring, dis hoe hy begin. Wat as Openbaring nie net snaakse, onverstaanbare, onverklaarde beelde is nie, maar 'n padkaart, 'n instruksie, 'n opdrag. Kry my bruid geklee in fyn linne, die regverdige dade van die heiliges. Die Here wil ons as 'n gemeenskap mobiliseer. En daar's baie maniere waarop hy dit doen en wil doen en nog gaan doen. Ek glo dit met my hele hart. Kan ek 'n amen hoor? Wie is te bang om amen te sê? Moet eerder nie sê. So, ek wil jou nou terugvat. As jy nou vir my vra, wat het my in Mongolië tussen my oë geslaan soos 'n hamer?
Ek het geweet waar's Mongolië. Maar ek let nie altyd mooi op in die klas nie. Partykeer is ek bietjie aandag afleibaar. Maar wat my opgeval het is Rusland, Mongolië en China. Kan jy sien Mongolië lê mooi tussen die twee? Ek wil hê jy moet besef dat in die eindtyd praat die Bybel van 'n beweging wat aankom is. Hoor wat sê hy? En die 6de engel het sy skaal uitgegooi. Nou, eers is daar seels, 7 trompette, 7 skale. Nou hierdie is al die 6de skaal. Die 6de engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier die Efraat. Die water het opgedroog en ek wil hê jy moet agterkom waaroor gaan dit, sodat die pad van die konings wat van die ooste afkom reg gemaak kan word. Net interessant, China het wat hulle noem die Silk Road inisiatief op die oomblik. En ek wil graag hê dat jy sal sien, so daar net, hier is Mongolië net aan die regterkant en China onder hom. As jy nou kyk, nou die blou streepie wat jy daar sien, dis die Efraat rivier. Israel is net aan die ander kant. Die vlakte van Megiddo, die slag van Armageddon gaan daar plaasvind. Die Bybel sê die water van die Efraat rivier sal opdroog, sodat die op pad te maak vir die konings wat van die ooste afkom, China, Mongolië, Afghanistan, Iran, Irak, en daar is Israel. Daar kom 'n beweging. Openbaring praat daarvan. As ek nou kan terugkom, want die gees, en dan gaan hy aan in Openbaring 16, hy sê, want die geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde, om die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God. Weet jy dat die Bybel sê, die bloed sal loop tot by die stange van die perde? Baie interessant, hoeveel perde, maar ek gaan nou statistiek gee oor perde in Mongolië. Ek was blown away. Nou, ek wil graag Julie maand volgende jaar 'n toer reël Israel toe. As ek met jou deur die Dooie See Vallei ry, gaan ek jou wys hoe letterlik hierdie waar kan word. 200 myl ver, van die vlakte van Megiddo tot by die Rooi See. Dit is presies 200 myl. Vlakte van Megiddo is nie 200 myl ver. Maar ek sê nou vir jou, dit wat die Bybel van praat, het ons nog nie gesien nie. Maar jy moet nie dink, as Openbaring oor hierdie goed praat, dis 'n pie in the sky nie. Dit kan gebeur. Hulle gaan versamel. En as dit nie mooi is, hy sê, kyk, ek kom soos 'n dief, salig is hy wat waak en sy klere bewaar. Bruid van die Here Jesus Christus, gaan ons aangetrek wees as ons daar kom. Rein blink fyn linne. As jy nou, dis nou in Openbaring 16, maar onthou ek het vir julle gesê, ons gaan begin by 19, ons was in 16, nou is ons in Openbaring 9. Die 6de engel het geblaas en ek het 'n stem gehoor, en die het aan die 6de engel met die basuin gesê, so dit was die 6de engel met die skaal, nou sit die 6de engel met die basuin, maak die 4 engele los wat gebind is by die groot rivier die Efraat. Ek het nou vir julle gewys waar lê die Efraat rivier. Toe is die 4 engele losgemaak wat gereed gehou was vir die uur en dag en maand en jaar om 1/3 van die mense dood te maak en die getal van die leers van perderuiters was 2 maal 10.000 maal 10.000. Die leer van perderuiters. As jy in Suid-Afrika rondry, dan sien jy in die eerste plek heininge en die tweede ding wat jy sien is troppe beeste. Skape en so hier en daar 'n perd. As jy in Mongolië ry, en ek het nou daar gery, en jy kan vir Petra vra. Jy kry troppe perde en so af en toe beeste. Ek kon dit nie glo nie. Ek weet nie, het ons perd geëet nie? Dalk het ons. Ek het nie 'n probleem om 'n perd te eet nie. Ek is nie baie lief vir hond en so aan nie.
Alhoewel Pastor Dries, hy het altyd gesê, hoekom sal hy vark eet? Hy sê, hy eet nie rond nie, hoekom sal hy vark eet? Daar's 3.5 miljoen mense in Mongolië, maar het jy geweet daar's 5 miljoen perde in Mongolië? En om vir jou net perspektief te gee, en daar is maar omtrent 0.5 miljoen beeste in Mongolië. As jy wonder hoeveel perde het ons gesien. Dis vir my opvallend, as hy praat oor die konings van die ooste, en ek gaan vir jou nou wys hoekom sê ek Openbaring 9, verwys weer, en dan praat hy van perderuiters. Ek dink hy verwys na die konings van die ooste. Daar kom 'n beweging op die wêreldtoneel. Baie interessant, kan jy sien, in Genghis Khan se hand is so, blyk amper soos iets wat sy hand ophou. Dis, hulle noem dit 'n horse whip, is 'n perdestok wat jy die perd mee slaan. Nou, volgens oorleweringe, as jy nou binne in die museum instap, daar aan die onderkant, en ek wil jou net op dit fokus, is nou so 'n groot ding wat daar lê, en al daai prentjies was sy seuns wat reg oor die wêreld geregeer het. Maar volgens oorleweringe het hy 'n goue perdestok ontvang, en dit was sy strategie, en dis hoekom hy so suksesvol was, spoed. Hulle het op perde gery. Tsogi sê, hulle het gedroogde vleis saam met hulle gery, en dit het hulle geëet terwyl hulle jag, as hulle plekke oorgevat het. En wanneer hulle, as hulle regtig dors geword het, hulle 'n snytjie aan die perd gemaak. Hulle stop nie, want hulle het bloed gedrink. Verskriklike storie, maar ja. So, spoed, perde in hulle kultuur, hulle het selfs 'n hos vir hulle, ek wens ek kon julle dit gewys het. Dis soos 'n viool. Hy het so perdekop aan die bokant, en jy kan nie glo hoe hulle daai ding kan speel nie. So, perde is so deel van hulle kultuur. So het ek in die gesig die perde gesien. En die wat op hulle sit, met 4 rooi, blou en swaalgeel borsharnasse aan, en die koppe van die perde was soos leeukoppe, en die bekke het vuur en rook en swaal uitgegaan. Nou, hier is my oortuiging. Nou, kom ek sê net dit, jy kry absolute waarheid, Jesus kom weer. Dan kry jy interpretasie, en dan kry jy goed wat ons sê, ons dink. Nou ek besef, in 'n mate gaan ek nou, ek kan ook sê interpretasie, maar ek kan ook sê ek dink. Maar in Daniël beskryf God met beelde en met diere koninkryk. Ek glo die Here doen dit weer in Openbaring. Hy sê nie China of Mongolië of wie ook al nie. Hy gebruik 'n dier. Hy verseël dit amper. Anders kan jy dink wat gaan met Christene gebeur in China, as daar nou staan, China gaan dit in A en B en C. Staan die Here is baie keer slimmer as ons dink, gewoonlik. Die koppe van die perde was soos leeukoppe, uit hul bekke het 4 rook en swaal uitgegaan. Nou baie interessant, 4 rooi, blou en swaalgeel, dis die 3 nasionale kleure van China. Net vir die interessantheid, hulle het 'n ding, 'n leeukop, wat 4 spoeg. Dis 'n vlag van China, 1889 tot 1911. En wanneer jy in Mongolië kom, dan sien jy, dat 'n draak speel ook 'n baie groot deel binne in hulle kultuur. En die punt wat ek wil hê jy moet raak sien is, ek persoonlik is van mening, daar is 'n oordeel wat oor die wêreld kom, wanneer die konings van die ooste gaan optrek in die rigting van Israel. Wanneer gaan dit gebeur? Ek weet nie. Dit lyk vir my, as ek Openbaring reg verstaan, dat dit sal gebeur in die groot verdrukking. 'n Oordeel wat oor hierdie wêreld kom. As ek oor Openbaring spesifiek praat, ek kan geweldig baie vir jou wys, maar ek wil net 'n punt maak, daar's 'n oordeel wat oor hierdie wêreld kom. Want is die tweede wee waarvan Openbaring 9 praat. En ek dink hierdie vers sê dit, Openbaring 6:17, want die groot dag van die toorn van God kom, en wie kan bestaan? Nou hier's die beginsel. Hier's die beginsel. Ek het 'n verskriklike slegte nuus gegee, maar ek het nou baie goeie nuus. God se genade gaan altyd sy oordeel vooraf. Altyd. Jy kan dit sien reg deur die Bybel. Die Here sal altyd eers
met jou praat. En ek glo dat die fyn linne, die regverdige dade van die heiliges, een van daardie dinge wat in die eindtyd gaan gebeur met die kerk is, die kerk gaan waar daar 'n opmars gaan kom na Jerusalem toe, gaan God se genade dit vooraf gaan, en die kerk, ek en jy as gelowiges, en in besonder glo ek die Mongoleese kerk, gaan deel wees van daardie genadebewys wat die Here oor 'n area wil bring, wat geweldige vervolging, verdrukking, waar die evangelie baie moeilik is om te vat. Ek glo dit. Nou net om die beginsel, as jy na die koningsgeskiedenis gaan kyk, as jy die profete, ek meen daar's 'n klomp profetiese boeke in die Ou Testament, maar het jy geweet dat hulle is in die koningsgeskiedenis geskryf? Want wanneer 'n koning gesondig het, raai wat, dan wek die Here 'n profeet op, en daardie profeet stuur die Here na die mense toe, en die Here Jesus sê oor dit, Jerusalem, Jerusalem, watter van die profete het julle nie doodgemaak nie? Ten spyte daarvan het die Here altyd begin by genade. Dat iemand tog net met mense sal praat en sê, daar kom oordeel. Pleit by hulle. Die Here het eers sy seun gespaar, maar hy het hom gestuur. Want hy weet wat kom. Koningsgeskiedenis. Ninive. Nou, laat Jannie eendag met jou praat oor Ninive. 'n goddelose nasie. Wreed. Die Here sê, oor hulle goddeloosheid gaan ek hulle uitwis. Hy stuur eers iemand na hulle. En hulle tot bekering gekom. En dis toe nou ook sommer Jonas se klag. Sê, ag Here, ek het geweet. Toe bid hy tot die Here, sê, ag Here, het ek dit nie gedink terwyl ek nog in my land was nie, dat U genadig en barmhartig is nie. Ek glo die volgende voorbeeld van God se genade wat sy oordeel voorgaan, gaan in die Midde-Ooste plaasvind. Daar die konings van die Ooste gaan 'n oordeel oor hierdie wêreld bring. Maar ek glo dat daardie areas, as jy nou kyk na daai sirkeltjie, dis nou, ek het dit om Israel getrek. Nou langs dit is Sirië, Iran, Irak, China, Afghanistan. Wat vir my, ek was blown away. 'n Mongolees kan sonder 'n visum Noord-Korea toe vlieg. Hulle gaan hom dophou daar, hy kan nie doen wat hy wil nie. Maar hy kan Noord-Korea toe gaan, laat oop deure in Afghanistan. Die evangelie het van Israel weswaarts beweeg oor die wêreld. En op die einde van die dag om tot by China. En die Chinese kerk het in 1940, en hier's 'n foto, waar daai beweging begin het, die Back to Jerusalem movement, wat hulle sê is, die Chinese Christene is, dit is ons werk, om die evangelie om die planeet te vat, terug, Jerusalem toe. Back to Jerusalem. Dit is nie 'n migrasiebeleid nie, dit gaan daaroor dat hulle wil die evangelie deur die moeilike plekke, Afghanistan, Irak, Sirië, daardie plekke. En daar kom 'n oordeel wat daaroor gaan vloei, maar ek glo met my hele hart, daar kom ook 'n genadebewys van 'n God in die hemel, wat 'n hart het vir mense wat verlore is. En daarom roep die Here ons as 'n kerk, om te sê, wil julle nie hande vat met my nie. Ek dink dat die Mongoleese kerk is ideaal geleë om die hande te vat. Toe ons instap by die kerkie, eerste ding wat ek sien is 'n banier wat sê, mobilizing the church. Hulle eerste vraag was, hoeveel kerke het julle al geplant? Want hulle het onder moeilike omstandighede. Hulle gaan plant. Hulle sien, dis waar die Noord-Koreane inkom, ons gaan 'n kerkie daar plant, miskien help die Here, ons kan hulle bedien. Ek dink daar gaan dalk 'n dag aanbreek, wat die deure in Noord-Korea oopgaan. Ek wil vir jou sê, Suid-Korea se kerk, hierdie ouens is besig om voor te berei vir daai oomblik. As daai oomblik kom,
gaan die bruid in beweging kom. Ek dink hulle gaan 'n fenominale rol speel. Daar sê ek het, Mongolië gaan 'n deurslaggewende rol speel in hierdie beweging. Dis, sonder dat ek besef het, hoekom ek glo die Here ons soontoe gestuur het. Gaan dit maklik wees? Ek dink nie noodwendig nie. Openbaring 12 vers 11 sê, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam. En dit gaan daaroor dat die duiwel het na die aarde toe neergedaal met groot woede. Hy sê hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam, deur die woord van hulle getuienis, wat vir my ongelooflik was. Elke byeenkoms wat ons begin so. Elke ou moet eers sy getuienis vertel. Sy storie. Sy geloofstorie. Dan het ek die storie wat my hart aangryp, die storie van die Here Jesus vertel. Woord van, en hulle tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Ek is aan die einde van my boodskap. Ek het in Mongolië klaar gemaak, en hierdie is wat ek vir Tsogi en vir NG gesê het. Terwyl ons een oggend gebid het, was dit die skrif wat die Here my gegee het. Toe hulle merk die genade, dis Paulus, hy het opgegaan na Jerusalem toe, nadat hy by die Here uitgekom het, en dan sê die Bybel, en toe hulle merk die genade wat aan my gegee is, het Jakobus en Sefas en Johannes, wat as pilare geag is, aan my en Barnabas die regterhand van gemeenskap gegee, sodat ons na die heidene en hulle na die besnedenis kon gaan. Hulle kan gaan na plekke waar ek en jy nie kan gaan nie. Maar ons kan hulle help. En in WWE was dit ons hart. NG, omdat ek besef het, sy's Outer Mongolië, sy's daar waar niemand gaan nie, sy's daar waar dit moeilik is. Hulle beleef geestelike onderdrukking. As hulle daar aankom, is haar kinders siek. En vir 4 jaar veg hulle alleen. En dis hoekom my hart was, ons het 2 dae gevlieg, geland, die middag ingeboek en die volgende oggend uitgeboek en 12 ure gery tot daar. Want daar's plekke, as ons nie gaan nie, gaan niemand gaan nie. Te kyk of hulle net weer moed kan vat, en dit was my mooi, ek het dit nie met hulle ooreengekom nie, ek het gisteraan die video gekry. We were discouraged. Daar was net een ding in ons kop, en dit is om weg te stap uit Troybalsan. Ons het nuwe moed. Ons het saam met hulle gelag, saam met hulle gehuil. Gepraat oor hulle huwelike en die worsteling wat daarmee saam. Want ek glo, ons het 'n taak om die bruid van die Here Jesus Christus gereed te maak. So van jou Doxa se kant af, het ek net gesê, hier is ons hand. Ons is hier om te support en te ondersteun. Ons ondersteun eintlik net op die stadium vir Troybalsan, met 'n bietjie geldjies. Ons wil kyk of ons bietjie meer kan doen vorentoe. Maar kom ek sluit af met hierdie vers. Laat ons bly wees in ons verheug, want die bruilof van die lam het gekom, en sy vrou het haar gereed gemaak. Dat Jesus Christus sal kom vir 'n bruid wat gereed is, beklees, blink fyn linne, die regverdige dade van die heiliges. Dankie, dis my terugvoer oor Mongolië.